Hey my liewe vriende, ons kyk weer na die blye boodskap, die groot realiteit van dat elke mens wat nou in Christus is 'n splinter nuwe skepping. Maar daardie nuwe skepping het gekom in die Nuwe Testament. Met daardie nuwe realiteit waarin jy nou staan, as 'n splinter nuwe skepping, het jy nuwe verantwoordelikhede. En dit is so belangrik dat 'n mens inkyk en volgens die skrif begin wandel en sien wat die skrif dan verwag in so 'n geval. Luister nou net die hoofstuk net na 2 Korintiërs 5 wat sê dat elke mens nou 'n nuwe skepping. En ons weet dis nou Nuwe Testament. Dis totaal en al verskillend van die Ou Testament. Ons sal eendag daarna kyk en sien wat 'n geweldige verskille daar is tussen die Ou Testament. Wat jy nie gehad het in die Ou Testament nie, is nou 'n werklikheid wat jy gekry het in die Nuwe Testament. Maar ons sal later daarna kyk, maar as jy nou na die 6de hoofstuk van 2 Korintiërs kyk, dan begin hy so. Hy sê, en as medewerkers vermaan ons julle dan ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Die genadegawe is so enorm, as jy dink wat God jou alles geskenk het uit genade, dit wat jy nie verdien het nie, dit wat jy nooit sal kan verdien nie, dit hy jou vrylik kom skenk in Jesus Christus. Maar saam met dit het daar nou 'n verantwoordelikheid gekom. As jy daardie realiteite aanvaar, dan maan die skrif jou en moedig jou aan dat jy nou 'n medewerker van God is. So dit is so belangrik. Luister weer na die eerste vers. Hy sê, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Glad nie te vergeefs ontvang nie. Jy moet weet dat dit 'n geweldige groot verantwoordelikheid om 'n medewerker van God te wees. Nou, wat was God se grootste motivering om na die aarde te kom? Om die mens wat dood was in sy sonde lewendig te maak. Nou, as jy 'n medewerker van God is, dan moet jy die geestelike dooies, moet jy begin opwek dat hulle lewe. Dis jou verantwoordelikheid, dit is jou bediening. Dit is hoe jy 'n medewerker van God is. Hy het sy lewe gegee om 'n realiteit voor te bring, sodat elke mens vry kan wees en elke mens weer in 'n volmaaktheid kan wees. Hy het nie daardie volmaaktheid gesien as so 'n groot geskenk dat die mens dit nie werd is nie. Juist die teenoorgestelde. Hy het gesien wat se waarde in die mens is en daarom het hy hom 'n medewerker gemaak. Maar ons moet daardie verantwoordelikheid aanvaar. So tweede vers sê, want hy sê, in die tyd van welbehaag het ek jou verhoor. Jy kan nie na die Ou Testament kyk en enigsins in die Nuwe Testament bedien nie. Jy sal glad nie kan regkom, dit sal nooit werk nie. Die hele realiteit van God se werksverrigting is 'n afgehandelde realiteit. Dit is lê alles in die verlede. Jou verantwoordelikheid is om tot geloofsoortuiging te kom, om te aanvaar wat God bereik het in daardie verantwoordelikheid, 'n medewerker van God te word, om dit te proklameer wat hy bereik het. Die Nuwe Testament is absoluut 'n profetiese boek, 'n absolute proklamasie van dit wat plaasgevind het en wat jy nou in wording moet roep. Jy roep die dinge wat nie bestaan nie, mense wat in totale onkunde is, mense wat diep in sonde vervalle is, roep jy terug in 'n werklikheid wat God vir hulle bereik het, dat hulle heilig, gereinig en sonder enige bydrae daardie realiteite kan aanvaar en dit begin belewe. Solank jy 'n verantwoordelikheid op 'n mens plaas om vry te word van sonde, mis jy dit by 100 myl.
Christus moes sy lewe gee om ons as medewerkers vir homself te verkry. Is daarom wat 1 Johannes 3 vers 16 sê, omdat Christus sy lewe vir ons gegee het, moet ons ook bereid wees om ons lewe vir ons broeders te gee. Jy moet bereid wees om tot die uiterste te gaan, om mense uit die dood uit in die lewe te bring. Dit is baie, baie belangrik en 'n groot werklikheid wat ons moet inbeweeg, wat nou verander moet word in 'n krom en verdraaide geslag, wat absoluut veroorsaak was deur die Ou Testament en die tradisies van die voorvaders. So dis baie belangrik dat ons die nuwe realiteit sal sien. Ek haal weer aan die skrifgie waarmee ek begin het, 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Alles is verander, niks is dieselfde as die Ou Testament nie. Daar was wel profetiese woorde in die Ou Testament wat baie min is. Hebreërs 1 sê in klein fraksies het God in die Ou Testament gespreek. Baie van die dinge in die Ou Testament was deur profete en voorvaders gespreek wat dinge baie ver gemis het in baie gevalle. So, kom ons kyk verder. Ek lees weer vers 2. Hy sê, in die tyd van welbehae het ek jou verhoor. Al daai pleidooie wat Dawid gehad het in die psalms, is alles vervul. Al die pleidooie van die profete en die voorvaders wat geroep het na reinheid, heiligheid, verlossing, is vervul, is nou verhoor en dis nou 'n afgehandelde realiteit wat God kom vervul het in die Nuwe Testament. Ek lees nou vir die 3de keer vers 2. Hy sê in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor en in die dag van heil het ek jou gehelp. Hy gaan jou nie vorentoe help nie. Hy het jou gehelp. Nou moet jy daardie hulp wat hy gebied het, toe hy jou sonde kom vergewe het, toe hy jou vrygespreek het, daardie hulp moet jy nou aanvaar. Jy moet dit jou eie maak en jy kry dit absoluut gratis. Hy sê, kyk, nou is dit die tyd van welbehae. Kyk, nou is dit die dag van heil. Jy kan dit nie later verkry, jy kan dit nie voor die tyd verkry. Dit is nou. God is 'n teenwoordige God wat altyd in teenwoordigheid is, werk in die teenwoordigheid en so skenk hy vir ons daardie realiteite wat hy eeue terug bedink het en bereik het in die gees. Skenk hy nou vir ons dat hy sê, kyk, dis nou 'n afgehandelde werk. Die dag van heil het nou gekom. Lewe nou in hierdie dag van heil. Laat dit vir julle 'n werklikheid word. Dan gaan hy verder in vers 3. Hy sê ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad sal word nie. As jy maak asof daar nie 'n antwoord vir die wêreld is nie, dan ken jy nie die skrifte nie. Jy weet nie wat God gedoen het nie. Mens moet die volmaakte wil van God sien en dit begin bedien. Dit wat aan die kruis gebeur het, afgehandelde werk. Daar's nie nog iets wat God moet doen nie. Hy was ons genadig, hy het ons gehelp. Hy het ons in die volheid ingebring. Ons moet dit net glo en dit sal 'n werklikheid in ons lewe word, want ons roep die dinge wat nie bestaan nie, omdat hy dit in werklikheid gebring het. Vers 4 sê, maar in alles beveel ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukking, in node, in benoudhede, in slae, in gevangenskappe, in oproer, in arbeid, slaaplose nagte, in hongerly, in al die teëspoed, beveel ons aan as bedienaars van God, dit wat hy ons mee kom bedien het, dat ons nie sal terugdeins vir een oomblik nie. Dis daarom wat Hebreërs 10 vers 38 sê, die regverdige sal deur die geloof lewe. Deur die geloof. Jy sal glo wat God bereik het. Dit sal jou bediening, jy sal 'n medewerker wees van dit wat gebeur het. Jy sal dit proklameer. En dan sê hy,
jy sal volgens die geloof lewe, maar as jy terugdeins, het God geen behaag in jou nie. As jy dit nie aanvaar wat God vir jou gedoen het aan die kruis, as jy nie die afgehandelde werk van God aanvaar nie, het jy geen realiteit nie. Jy verstaan niks van die vryspraak nie, jy verstaan niks wat aan die kruis gebeur het nie. Toe hy toegelaat het, dat hy gespieg, in die gesig geslaan, doringkroon op sy kop gedruk, met riete op sy kop geslaan word. Hy die skepper van hemel en aarde was, en dit toegelaat het, net omdat hy die mens so lief gehad het, dat hy hulle nie teleur wou stel nie, dat hy absoluut vir hulle wou bewys, hoe lief hy werklik vir die mens het, en dit is die liefde wat hy aan ons kom openbaar het. Dit is die liefde wat Romeine 5 vers 5 sê, wat hy in ons harte kom uitstort het, dat hy ons waarlik lief het, en dat ons nou bedienaars van daardie liefde sal wees, dat ons niemand meer na die vlees sal sien nie, maar almal sien aan dit wat vir hulle gebeur het aan die kruis van Golgotha, dat ons absoluut die afgehandelde werk van God in Christus sal proklameer. Dit moet die kern van ons boodskap wees. Dit moet die boodskap wees wat ons met groot vrymoedigheid aan die mens bring, sodat ons in elke opsig net by die woord van die waarheid sal bly. Luister net na vers 7. Hy sê in woord en in waarheid, in die krag van God, deur die wapenrusting van geregtigheid in die regter en in die linkerhand. Jy sien dat jy absoluut daardie realiteit van God se geregtigheid wat hy aan die mens geskenk het, gedurig moet voorhou aan die mens, dat God het jou geregtig verklaar. Luister net gou weer na Romeine 3 vers 23 en 24. Hy sê, alle mense het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Vers 24, en hulle word nou sonder verdienste uit genade geregverdig. Wat is jy nou nadat God jou onder sy vlerk geneem het? Jy's dadelik geregverdig, maar jy moet dit glo, en jy sal nooit iets beleef as jy dit nie glo nie. As dit nie 'n geloofsoortuiging in jou is, sal jy nooit die realiteit daarvan sien nie. Want Spreuke 23 vers 7 sê, soos 'n mens dink omtrent jouself, so sal jy wees. As jy dink jy's maar 'n arme sondaar, dan is dit wat jy is, en dan moet jy sien wat se skrikwekkende toekoms is daar vir jou. Jy moet absoluut die vryspraak sien, die realiteite wat God vir jou gebring het, die groot heerlikheid waarin hy jou geplaas het, terwyl jy dit nie waardig was nie, terwyl jy dit nie kon verdien nie, terwyl daar geen manier was wat jy dit kon verkry, behalwe deur die uitstorting van sy groot genade en sy vrede nie. Dit wat Paulus absoluut oor en oor proklameer, genade en vrede vir julle broeders, dat ons nou staan in daardie genade, en dat ons nie die genade te vergeefs ontvang nie, dat ons sien wat die genade gebring het. As elke bedienaar van die woord net wil stil staan en sê, net vir 1 maand gaan ek net oor die genade van God preek. Ek gaan inkyk in die skrifte en ek gaan dit aan die mense voorhou, dit wat God vir die mens gebring het, toe hy aan die kruis kom sterf het en sy liefde kom bewys het. As jy dit in 'n maand doen, dan waarborg ek jy sal so vry wees as wat 'n mens kan wees, want genade is so 'n groot heerlikheid, so 'n groot werklikheid, om te dink dat die mens wat stof was, wat absoluut stof was, die is verhewe tot die lewe van Christus. Efesiërs 4 vers 17 en 18 sê, julle was geskei van die lewe van God, deur die onkunde wat in julle was, net onkunde wat jou geskei het, onkunde van die kruis, onkunde van dit wat God bereik het aan die kruis, onkunde om te weet dat dit 'n afgehandelde werk is, onkunde om te weet
dat jy is verhoor, dat die dag van heil het nou aangebreek. Jy is in die dag van heil van hierdie groot God. Dit is net die woord wat jou kan vrymaak. Baie mense predik die vernuwing van die verstand en sê dat jy moet jou verstand vernuwe. Maar dit is nie moontlik nie. Geen mens kan sy verstand vernuwe nie. Die enigste manier hoe jy by 'n vernuwing van die verstand kan kom, as jy onder die woord kom sit en iemand die woord bedien van die vryspraak, want die woord self vernuwe jou verstand, vernuwe jou denke. Jy begin ewe skielik sien, maar dit kan mos nie anders wees nie. As hierdie groot God, die skepper van hemel en aarde, jou kom vryspreek het, jou kom help het, dan is jy mos gehelp. Jy kan nie nou weer bid en sê, Here, ag kom help my asseblief nie. Die dag het aangebreek toe Christus ons kom help het. Hy het ons gehelp, hy het ons kom vryspreek, hy het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsaligheid lei. Dit is so in erns dat mense tot die vernuwing van die verstand sal kom. Maar mense is nie meer bereid om na kerke toe te gaan nie, want daar is te veel onkunde in die kerke. Daar's te veel filosofie en te min woord in die kerke. Een versie lees en te filosofeer daaroor. Dit kan nooit herlewing bring of vernuwing van 'n verstand bring nie. Jy moet van teks na teks, van hoofstuk na hoofstuk gaan en jy moet in die Nuwe Testament bly. Ek gaan dit oor en oor herhaal tot ons dit verstaan. In 2 Korintiërs 3 vers 14 sê hy, as jy weer die Ou Testament lees, sal daar 'n sluier oor jou verstand wees en jy sal nie verstaan nie. Jy sal die natuurlike dinge verstaan, jy sal die gelykenisse verstaan, maar as jy sien wat sê die skrif daarvan, dat jy moet wegbeweeg van daai gelykenisse, soos hy dit beskryf in Hebreërs 6, dat ons sal wegbeweeg van daardie ou bedieninge oor bekering en die doop, na die volmaaktheid toe. God het 'n volmaaktheid gebring, nie iets wat hy aan jou oorgelaat het nie. Hy het 'n volmaaktheid gebring en dit is daardie volmaaktheid wat jou verstand kan vernuwe. As jy begin jouself sien vir dit wat jy waarlik is, nadat God jou aan die kruis geskoei het as 'n splinternuwe skepping. Efesiërs 1 vers 3, jou geseën het met alle seëninge in die hemel in Christus. As jy net na daardie een skrifgie byvoorbeeld kyk, hy het jou geseën met alle seëninge in die hemelse plekke in Christus. Hoe kan jy nog elke dag, Here, kom seën ons asseblief? As jy hou weer 'n diens op 'n Sondag of 3, en elke keer, Here, kom seën ons, terwyl hy ons geseën het, jy moet dit proklameer wat 'n afgehandelde werk is. Die kruis is 'n afgehandelde werk vir tyd en ewigheid. Daar's nie iets wat bygevoeg kan word nie. Dit is 'n realiteit wat in sy volmaaktheid manifesteer deur die geloof. Absoluut deur dit te aanvaar en soms vir tyd aanvaar, veral in die geval van siekte. Ons verstand was so verduister geweest dat ons het gepraat van my siekte, my kanker, my dit, my dat. En nooit gedink dat dit is van die duiwel nie. Dit is nie joune nie. Dit is die duiwel wat dit probeer op jou sit. En al manifesteer dit selfs in jou liggaam al. Moet jy daar teen staan, moet jy dit proklameer wat aan die kruis gebeur het. 1 Petrus 2 vers 24. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daardie genesing proklameer jy. Met ander woorde, jy praat met daardie siekte in jou liggaam. En jy sê vir hom, hy is 'n absolute leuen. Deur die kruis is hy afgehandel en afgebreek en kan nie bestaan nie. Hoeveel mense moes al uitvind, dat as hulle in die geloofsoortuiging staan, dit waartoe God ons geroep het, tot geloofsoortuiging, dat ons nie meer sal twyfel
aan die kruis, nie meer sal twyfel aan sy liefde, nie meer sal twyfel aan sy redding, verlossing, genade en die heiligheid wat hy ons geskenk het. Nie meer sal twyfel nie, maar absoluut sal sterk staan in die geloof, deur die proklamasie daarvan duidelik aan elke mens. Baie keer dan voel 'n mens so teruggetrokke of skaam om vir iemand te sê, dis so lekker om absoluut in heiligheid te beweeg. Hulle kan absoluut dink dat jy's arrogant, maar dis nie so nie. Jy proklameer dit wat Jesus Christus vir jou geword het en wat hy vir jou is. Kolossense 2 vers 9 en 10 sê, in Christus woon die volheid van die Godheid liggaamlik. En vers 10 sê, en julle het nou die volheid, die afgehandelde werk. Kyk, die dag van heil het nou aangebreek. Die dag wat hy jou gehelp het aangebreek. Ons staan in afgehandelde werk van Jesus Christus vir tyd en ewigheid, die liefde van die groot God van die hemel geopenbaar aan elke mens ingesluit. Prys sy groot naam. Net geloofsoortuiging. Amen.